Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal hier op Kruiskyk en is lekker om saam met terug te wees. Laas ek het 'n rebroadcast gehad en it was so blessed. Het was so, die Here weet wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het. En het was 'n rebroadcast wat ons laas week gehad het, maar het was so profound, want so baie mense het daai spesifieke woord nodig gehad. So die Here bly op tyd, hy bly op tyd. So almal wat gebless word deur die woord van die Here, ons moet die Here eer en ons vir hom dankbaar wees en vir mekaar bid. Want jy dink jy gaan alleen deur 'n situasie, dan is daar eintlik 110 ander mense rondom jou wat hierdie selfde ding gaan, maar niemand praat nie. En dan kom die Here en gee vir sy woord, een woord en het praat met duisende mense op een tyd, deur die eeue deur, want God se woord het geen einde. God se woord het geen einde. En ons is nog steeds in die boek van Rut, en ek wil, laas ek het ek bid, nie laas ek het die vorige week het ek bid Here gedoen op ons radio's, op ons prayer line, en van die goed wat die Heilige Gees my gegee het, I'm telling you, ek is nog steeds daar. Dit was absolutely wow. Het is, ja, ek luister daar een ding oor en oor. En een van die revelations wat die Heilige Gees vir ons gegee het was, toen, onthou, ons is op die threshing floor, ons is op die dorsvloer. Die een ding wat die Heilige Gees vir ons gesê het was, is dat Naomi het vir Rut gesê, trek jou aan en gaan na die dorsvloer toe. En wag vir Boas, wanneer hy kom, moenie met hom, ek wil amper sê intervene nie, moenie met hom praat of goeders doen nie, in terme van moenie dis rap nie, hy sal, dat hy met jou praat, en ons sien, dat Rut het nie dit gedoen nie, Rut het sommer die deur in die huis geval, Rut het gesê, toe hy vra, wie is by my voete, wie lê hier, toe sê sy, dis ek jou diensmag Rut, en hy sê, en sy sê, wil jy nie don't you want to put your hem over me, sy vra hom letterlik om te trou, en die Here gebruik die hele scenario om haar te redeem, en so die dorsvloer is 'n plek van versoening, 'n plek van lewe, 'n plek van vernuwing, 'n plek waar God 'n covenant met jou stel, en ek meen, ek kan nou hier vanaf praat tot Timbuktu, want dit is 'n klomp goed, het is net te veel om nou oor te praat, in een go, dus ons moet hom vat soos hy kom. Sy vra vir hom om te trou, want sy sê, spread your hem over me. Hy sê vir haar, wag hierso, Naomi sê vir haar, wag tot die man kom. Hy sê vir haar, toe sy op die dorsvloer met hom praat, sê hy vir haar, wag hier, totdat die dag breek, en gaan wanneer niemand jou kan sien nie, want ek wil nie daar met 'n gepraat van die wees, en gee vir my jou voorskot, dat ek kan vir jou skoonma Naomi, dat ek kan vir haar gerwe insit. Sy gaan huis toe, sy vertel van Naomi alles wat gebeur het. Naomi sê vir haar, exactly dieselfde, sy sê vir haar, wag tot let us wait, kom ek lees het.
Sy sê van hoofstuk 2, sy sê, sy die dan tot hoofstuk 3, sy sê, aan die einde van hoofstuk 3 vers 18, Naomi said, sit and wait my daughter until you learn how this matter will turn out, for the man will not rest until the matter has been resolved. Sy sê, wag my dogter, tot ons kyk hoe die saak uitwerk, want hierdie man Boas gaan nie rus voordat hierdie dinge uitgesorteer is nie. In een hoofstuk sê Naomi vir haar in die begin, wag vir die man. Tweede keer is sy op die dorsvloer, Boas praat met haar en sê vir haar, wag 'n bietjie, dat die dag kan breek, dat jy kan gaan. Derde keer, selfe hoofstuk, sê Naomi weer vir haar, dat ek wil jy moet wag, dat ons sien hoe hierdie situasie uitgewerk word, en dan sal ons sien hoe die man die ding laat gaan. So we understand that. So in een hoofstuk word sy 3 keer gesê om te wag, en die hele wagstorie gaan rondom die threshing floor. Het gaan rondom die dorsvloer. En toe die Heilige Gees dit vir ons 'n paar weke sê op die radio bid hier, it was a revelation of note. Dit is voor jou, maar jy kan hom nie sien nie, totdat die Heilige Gees hom nie vir jou die gordyne oopdraai nie. En ek kyk na die skrif en ek dink by myself, die dorsvloer, beside die feit dat jy moet act, daar moet iets gedoen word, daar moet gebid word, daar moet geterwyl word, daar moet goed gebeur met mense, jy moet lê op die dorsvloer, soos Rut gelê het, maar aan dieselfde asem moet jy wag. Jy moet wag dat God iets gaan doen vir jou. Dit is nie net 'n meta van ek so op die dorsvloer en ek wag onmiddellike results nie. Jy gaan definitief, kan ek jou vandag sê, jy gaan absolute results gaan jy kry. Don't make a mistake. Maar daar's ook 'n wagperiode, en in die wagperiode, as ek dit kyk in Rut 3, is fases van wag. Is jy wag eerste dat die moment kan kom, dan wag jy in die moment in, en dan wag jy vir die ding om te manifesteer. So daai 3, ek wil amper sê, wagperiodes is in een tyd van jou lewe, 'n seisoen van jou lewe, maar is 3 different plekke waar jy is in die geestesrelm. So as ek dit sien, toe besef ek, Here, hoe groot is U dan nie? Want ons sien dit, ons kyk dit, ek breek hierdie boek van 2025 Januarie maand af al, 24 in 25, maar ek het dit nog nie gesien nie, totdat die Heilige Gees dit vir ons oopgemaak het laasweek op die radio 2 weke terug. So wat ek vir jou wil sê is dat, wanneer ons bid, moenie dink dat jou antwoord is onmiddellik nie. En die ander ding is die van die wag van Rut. Rut het nie gewag en by die venster uitgekyk met haar arm onder Kenny. Rut was besig. Sy het goeders gedoen, my mens. Rut het gemove. Toe Naomi van sê, bad jou, salf jou, trek jou aan, gaan na die dorsvloer toe. Daai was 'n proses wat sy besig was. Sy het haarself geprepare. Sy het haar geolie. Sy was besig. Toe sy na die dorsvloer toe gaan, het sy gegaan met 'n plan in haar kop in. Jy moet gaan met 'n plan na God toe. Jy moet gaan en vir die Here iets sê. En kan ek jou gou sê, as ek nou hierdie ding bymekaar bring, was 2 bidure. Toe sy by die dorsvloer kom, toe sy een request. Sy sê, spread your hem over me. Trou met my. Sy kom nie met 'n klomp goed na die dorsvloer toe nie. En terwyl ons op die dorsvloer is, besef ek dat, weet julle wat? Ons het 'n klomp versoeke by die Here. My mens, ons het 'n klomp goed. Ek praat oor die. Here my kind, o Here my man, my werk, my huis, my gesondheid, die koskas. Hoe's vloei in my? You know what I mean? Ons het 'n klomp goeters. My kind bly oor see. Dit gaan nie so goed nie. Ons het 'n klomp goeters. Het ons wat ons met die Here oor praat. Maar die geheim wat ek geleer het die laaste paar maande van die Here se dorsvloer. Wanneer jy op die dorsvloer kom, het jy een versoek. Want binne in daai versoek is alles. Rut kon vir Boas gevra het, kan ek nie een van jou werkers word nie? Sy het dit nooit gevra nie. Sy was 'n inkomer in die land. Sy was 'n Moabite meisietjie, en sy was in Bethlehem. So sy het 10 geweet, maar ek is nie 'n Jew nie. Ek is amper nie geregtig om hier te wees nie, en tog is ek hierso, want God het guns aan my bewys. So, want sy het God aangeneem in hoofstuk 1. So ons verstaan dat sy verstaan, daar is sekere goed wat ek nie waardig is, of wat ek nie qualify nie, of ek is nog nie daar nie, of ek het 'n minderwaardigheidskompleks based on waarvanaf ek kom. So al die goeders is in die midde, maar tog, sy's bold enough om te sê, my mens, I pray that you will, she asked, please spread your hem over me. En daar is 'n boldness, daar is 'n courageousness wat opstaan in haar toe sy op die dorsvloer kom. So wat ek verstaan van dit is, die dorsvloer gee vir jou en vir my
'n tipe van 'n boldness en 'n tipe van 'n request wat ek en jy nie sou gehad het as ons nie daar gekom het nie. So wat ons moet doen is, ek en jy moet verstaan dat wanneer ons op die dorsvloer is, en dis exactly waar ons nou is. Ons is daar met dierbare. Ons is 'n gemeente en ons hoor my, ek praat nie nou van ek bid en ek staan op en ek gaan werk. Ek praat nie van dit nie met dierbare. Die dorsvloer is 'n proses. So in die gees is ons op die dorsvloer. In die gees is dit die plek, is die posisie van gebed. En is die posisie waar ons onsself nou bevind, is dat ons by die Here pleit, ons by die Here vra, ons by die Here ons versoek gee, nie versoeke nie, een versoek wat ons vir die Here gee. Dit is die taal van die dorsvloer. En wanneer ons die boek van Rut bestudeer, wat ons doen, dan moet ons klaar weet, wat is die einde van die boek. Ons moet klaar weet, dat die een van wie ons het vra, onthou Boaz was the kinsman's redeemer. Boaz was 'n tipe van 'n Christus in die dag. It was Jesus in the shadow of Boaz. Wat beteken Afrikaans? Jesus was actually die man binne in Boaz, wat met Rut getrou het, because why? Het was die Gentiles, dit was die foreigners, wat in covenant gekom het met Jesus Christus, net soos ek en jy. Net soos ek en jy inkommers was, en ons is nie meer Griekie, daar is nie meer Jood nie, ons is nou almal kinders van die Here. Ons het getrou in hom in, ons het 'n covenant in hom, deur die dag dat ons hom aangeneem het, as ons 'n persoonlike verlosser en saligmaker, en die bloed van die Here Jesus is nou oor my lewe, en ek is deel van sy beloved. I'm part of the inheritance of the saints. Ek is nou 'n kind van God. Ek is nou 'n dogter van God. Jy is nou 'n seun van God. Ons sien meer Jew en Gentile en dit en daai en 'n Romein en 'n Italianer. Wanneer ons kom by die Here, is ons een. Ons is sy kinders. Daar is nie ras in God nie. Daar is nie 'n man en 'n vrou in God nie. Ons is gees by God. So voordat ek Chantel is ek gees by hom. So Chantel is wie ek is op die aarde, geregistreer in die hemel, maar wanneer hy praat hy nie met my vlees, hy praat met my gees, want ek is eers gees voordat ek vlees is, en ons moet dit verstaan, mense. Voordat ek en jy op die aarde geland het ons al klaar in die hemel by hom gelewe. Christus het gesterwe vir ons, want ons was al klaar present binne hom. Hy het nie gesterwe, want daar moet iemand gekom het met die naam van Maria nie, of die naam van Miriam, of die naam van Michelle nie. Toe hy sterwe, toe ons klaar lewendig binne hom. Dis die rede hoekom hy gesterf het, en dis die rede hoekom hy nie kon omdraai nie, en hy het gesê, as dit moontlik is, dat hierdie bitterbeker my verbygaan, nogtans, nie my wil nie, laat u wil geskied. So, hy weet toe, al wil ek omdraai, kan ek jou omdraai nie, want daar is duisende, miljoene, biljoene mense, van waar ek nou is, tot op die einde van daar, wat ek moet voorsterwe. Daar is party wat my gaan dien tot op die einde toe, en is party wat nie ingaan nie, maar ek moet sterwe, because ek is gestuur, dat ek kan man and God, that I can reconcile man back to God. Amen. So nou dien ek God, so nou lewe ek vir die Here, my lewe is oorgegee vir hom, so now I'm the church, and I become the bride of Christ. So wat ek moet doen, en jy moet doen, is, ons moet lewe volgens die woord van God, en die wil van God. Ons kan nie die Here dien, en maak wat ons wil maak nie. Naomi sê vir Rut 2 keer in 1 hoofstuk, wag. Eerste plek, gaan na die dorsvloer toe en wag vir hom. Tweede plek, Boaz sê van, wag 'n bietjie, ek wil hê die mense moet jou herken wanneer ek my huis kom nie. Derde keer, Naomi sê van, kom ons wag, om te kyk hoe hierdie situasie uit gaan speel. Want die man, Jesus, did not rest until the matter has been resolved. Wat beteken, Jesus gaan nie stop, as die Here vir jou 'n woord gegee het, en het 'n belofte oor jou lewe gegee, my dierbare, of die wêreldse plate skuwe, as jy in God is, en jy is in posisie, my mens, and you are in alignment with God's word, and you are where you are supposed to be in God, and you are in position, let me tell you something, die Here beweeg. Daar's 'n koortjie wat sê, as God begin beweeg, wie kan hom keer? Laat ek jou vandag sê, ek sien dit oor en oor en oor en oor, in die kerk, en in my eie persoonlike lewe, en in die lewe van die wat in die bediening is. Niemand kan die Here stop as die Here begin beweeg nie. En ek wil nou dit sê, want baie keer dink 'n mens, ek gaan deur 'n baie moeilike tyd, ek gaan deur 'n baie sad tyd, en die duiwels op my keus. Wanneer die Here begin beweeg, nie een van ons het gekalkuleer die proses wat die Here gaan begin beweeg nie. So hy kan begin beweeg wanneer
jy in 'n wildernis is, wanneer dit lyk vir jou, jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar in actual effect gaan jy eintlik net deur 'n proses waar jou skuur, waar jou brand, waar die gees van die Here jou, hierdie ding wat jou eie ek afbrand, jou eie mens, jou eie emotions afbrand, want hy's besig om jou te kry by die plek wat hy gereed het vir jou. Amen. So ek en jy moet besef en verstaan dat ons kan nie dat ons later op die einde van die dag perspektief verloor dat ek bid en ek moet nou net beweeg hier. Daar is 'n wagseisoen by God. Daar is wanneer ek en jy vir die Here 'n ding gevra het, beteken jy het nie geantwoord nie. Dit beteken tyd moet inkom. Tyd moet tot 'n vervulling kom. Die Bybel sê in the fullness of time Christ came to be baptized by John the Baptist, and then he walked in, and then he was led by the Holy Ghost to the mountain. So in the fullness of time, die sal die dorsvloer praat. En ek is 'n boek in my gees en wat ek wil skryf oor die dorsvloer, because it's just so much revelation. It's net so baie openbaring wat die Here gee in die tyd en waarin ons is. So wanneer ek en jy bid, so nou lyk dit baie keer, maar die Here antwoord die Here antwoord nie. Die Here gee nie vir my 'n rigting nie. Die Here, en jy wil jou eie plannetjies maak. Dieselfde met Sarah en Abraham. Toe Sarah kyk na haar ouderdom en sê vir haarself, nee, ek het menopause, so ek al hoeka verby. Ek moet nou my eie ding doen, want ons het nie 'n seun nie. Ek kan nie vir my man 'n seun gee nie. So ek moet nou, wie is die beste? Hagar, kom ons kies maar. En sy maak haar eie plan. En al wat sy moet gedoen het was, en weet jy wat? Sarah se plan het nie net haar lewe verongeluk nie. Daai besluit wat sy gemaak het, beïnvloed vir ons vandag nog. So wat ek jou vandag wil sê met dierbare mens, is dat ons moet nie ons eie plannetjies maak nie, want jy sal verbaas wees tot watter generasie jou negatiewe of positiewe besluite jou generasie beïnvloed, inpak. En dis hoekom ons moet 'n gees hê om te wag. Die Bybel sê die wat wag op die Here, hulle kry nuwe krag. Nou weet jy wat met dierbare, is nie maklik om te wag op die Here nie. Dit baat nie ek sê nou ons moet wag, maar ons almal weet is nie maklik nie. En op die proses waar baie van ons nou is die Here leer ons eintlik hoe om nou te wag op die dorsvloer. Want die dorsvloer het 'n taal van homself. Die dorsvloer het sy eie taal, het sy eie posture. Die dorsvloer praat nie, as jy net ek kom en ek bid nie. My mens, kom ek sê vir jou, daar's bidure wat ons gaan en ons praat met die Here en ons pleit by die Here en ek sê Here, het gaan woes by my. Maar ek verstaan nou, die dorsvloer het 'n taal van sy eie. Die dorsvloer het 'n spesifieke hartsklopstaal van God se gees in jou lewe. Jy kom nie op die dorsvloer en vra jou eie goedjies nie. Want as jy hoor wat Naomi sê, sy sê vir Rut, wag, moet niks doen nie. Rut kom op die dorsvloer, maar die dorsvloer is so lewendig. Hy aktiveer God se begeerte binne in haar om dit te praat met Boaz. How powerful is that? En as ek en jy in die wilstap van God, dan gaan jy sien, as die Here vir jou sê, bid net vir daai, my dierbare, jy bid vir niks anders nie. Ek beleef dit. Jy bid vir niks anders, want wat die Here vir ons gesê het 'n paar weke terug is, in daai een gebedsversoek, alles wat jy moet vra is daar binne-in. Alles wat jy moet vra is daar binne-in. So, wanneer God praat, doen net wat hy sê, sodat strome van lewende waters uit jou binneste uit kan vloei. As die Here sê, bid vir die kerk, bid net vir die kerk. As hy sê, bid vir jou apostel, bid net vir die apostel. As hy sê, bid vir jou man, los jou kinders, bid net. Want alles wat jy gaan vra in die prayer point, everything that you need, everything that your heart desire, everything that you hope to achieve and want to, alles, my mens, is binne in hy vraag. Alles is binne in hy request. So ek en jy moet vandag verstaan dat ons kan nie ons eie ding doen nie. Ons moet doen wat die instruksie van die Here vir ons sê. Ons moet doen die instruksie van die woord. Want as ons doen wat die woord sê en wat God vir ons sê, my dierbare, dan gaan dit met ons goed. So ek en jy moet vandag sê, Here, hier is ek. Ek het 'n dorsvloer situasie en miskien verstaan jy nog nie die dorsvloer nie. Die dorsvloer is 'n plek waar ons bid. Die dorsvloer is 'n plek waar jy nie jou wil bid nie, waar jy God se wil bid. Die dorsvloer is 'n plek waar jy bid en wag. Die dorsvloer is 'n plek waar jy onder instruksie wag.
Jy wag onder instruksie. So jy maak jou eie ding en doen jou eie ding nie. Jy moet in afwagting wees vir die plan en vir die werk van God. Dis hoe ons dit doen. Amen. So, ek en jy moet vandag ingeskakel bly. Ek praat geestes ingeskakel. Ons moet na die Here toe gaan sê, Here, leer my die taal van die dorsvloer en leer my wat om te bid. Want baie keer weet jy wat om te bid nie. En as jy nie weet wat om te bid nie, bid jy onsse Vader, dat hy jou kan lei. As jy in die woord stap, dan lei die woord jou mos uit. So bid die woord en sê die Here, ek weet nie, maar onsse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig. Begin dan daar en sê, Here, want ek weet nie wat om te sê nie. My probleem, maar weet jy wat, baie keer is jou battle so heavy. Jy kan nie eens bid nie. Jy weet nie eens wat om te vra nie. Baie keer is jou huwelik in so 'n gemors dat jy weet nie eens meer wat om te sê nie. Baie keer is hy kind van jou so ver in drugs. Jy weet nie wat jy moet bid nie. Baie keer is jou huwelik, jou kinders, jou man, jou finansies is net 'n gemors. Daar is nog 'n ander woord vir dit nie. En dan al wat jy kan doen, maak soos Hanna gemaak het, my mens. Gaan na die threshing floor toe en gaan huil by die Here. Gaan ween by die Here. Want baie keer praat ons trane 'n taal, 'n beter taal as wat jy kan praat met jou mond. Baie keer praat jou trane meer dieper as wat jy sit dan bla 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 en jy het nie eens woorde wat jy sê nie en jy mors jou tyd. Laat jou trane praat. Dis 'n taal wat trane praat wat God beweeg. Ek praat nie want ek is so emotional want 'n man het my afgesê nie. Ek praat van ek kom na U toe, Here, en ek is raad op hopeloos en U is my raadsman, so ek kom vir dit. Amen. So mag die Here U vanmiddag seën, mag die Here U bewaar. Mag ons kom by 'n plek van ware aanbidding, ware uitroep, ware intensiteit met die woord, met die teenwoordigheid van God, en mag ons kom in 'n plek in waar ons die dorsvloer slat en sê, Here, gee my die gebed, laat ek die atmosfeer begin beweeg, laat die hemele vir my oopmaak, dat dit wat U vir my wil hê, dat in my leeftyd manifesteer. Mag die Here jou seën. Ons is terug selfe plek, selfe tyd volgende week hier op Kruiskyk.